Nou kom ons verstaan beeldspraak in die Bybel aangaande dood, opstanding en lewe. Wanneer ons 'n letterlike verstaan daarvan het, 'n fisiese verstaan, dan raak ons vreesagtig. En ons is bang vir die dood. Maar wanneer ons die Bybelse perspektief kry van dood, opstanding, so dood is met haar opstanding wees. Amen. En 'n ewige lewe. Amen. En ons verstaan die geestelike kant daarvan, dan is ons nie meer bang. Amen. En vrees ons nie meer vir die dood nie. Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, is Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot nie kon maak, wat mag het oor die dood. En die vraag wat ek wil vra, het Jesus dit gedoen? Yes. Amen. Amen. So, wees bly, wees opgewonde. Amen. Hebreërs 2:15, en almal kom bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Amen. En dan die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van die Here. As jy die kind van die Here is, het jy die ewige lewe, is dood nie meer 'n vreesagtige ding nie, is dood se angel heeltemal uitgetrek. Verstaan die beeldspraak in die Bybel gaan dood, opstanding en lewe. In die Bybel word beeldspraak gebruik van dinge waarmee almal baie bekend is. Algemene dinge word gebruik en dan word daar beeldspraak daaraan geheg, poësie. Om vir jou dit simbolies te verduidelik. Voorbeelde van beeldspraak in ons alledaagse lewe, byvoorbeeld is, wat dit in Engels stel, a picture is worth 1,000 words. Amen. 'n prentjie is 1,000 woorde werd. Amen. Wie vang dit? Ja. Nou, in Afrikaans het ons spesifieke beeldspraak wat ons almal ken. Ons sê, dit reën katte en honde. Dit beteken, dit reën baie erg. Stem jy saam? Amen. Nou het ons hierdie sekswyse, dit reën katte en honde. En dan is er 'n ander een, om die aap uit die mou te laat. Dis om 'n geheim te laat uitkom. Dan is daar nog een, om 'n bobbejaan agter die berg te gaan haal. Dis om van iets kleins iets groots te maak. Dan gebruik ons dit. Is dit letterlike katte en honde wat reën? Gaan haal jy letterlike bobbejaan agter die berg? Of haal jy 'n aap uit jou mou uit? Dis beeldspraak, almal weet dit tog. Ons sien nie die letterlike nie, ons sien die geestelike agter die verduideliking. Ons sien die prentjie wat vir ons iets skets. 'n Prentjie is 1,000 woorde. Vang julle dit? Nou kom ons by die Bybel en dan raak ons reg letterlik. En dan wil ons alles letterlik verstaan. Nou hoor ons die woordjie dood. Ons hoor die woordjie opstanding. Ek wens dit kan gebeur. Kan nie wag daarvoor nie. Ons is so ingestel op die letterlike dat ons mis die geestelike betekenis. en ons mis die geestelike opstanding wat reeds klaar gebeur het. Sê amen. Amen. Wees kinders van die Here. Amen. As jy Jesus aangeneem het, het jy die ewige lewe, is die opstanding krag binne in jou. Ja, amen. Het jy reeds opgestaan? Amen. Okay. Gaan dit oor katte en honde, ape of bobbejane? Nee, dit gaan oor 'n dieper betekenis van lewenservaring. So gebruik die Bybel beeldspraak van dood, opstanding en lewe om dieper geestelike insig te openbaar. As ons die beeldspraak te erg fisies sintuiglik beëen, mis ons die diepere geestelike betekenis daarvan. Amen. Paulus sê die letter maak dood, Maar die gees maar die gees maak lewendig. Dis waar. Sê amen. Nou, om geestelike beeldspraak te verstaan en te snap, is om geestelik te wees. Amen. En dan lewe jy. Maar as jy die letter vasgryp en jy begin ape en bobbejane sien,
dan gaan dit nie goed met jou nie. Nou Nicodemus verstaan nie beeldspraak of gees nie. Hy is nogal 'n leier, geleerde in skrifte, maar hy misverstaan byvoorbeeld die wedergeboorte. Johannes 3 vers 3 en 4, Jesus antwoord en sê vir Nicodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. En Nicodemus, wat? Ek is 'n groot man, hoe kan ek weer in die skoot van my moeder ingaan en gebore word? Hy snap nie die beeldspraak. Hy snap nie die aap uit die mou uit nie. Hy verstaan nie die geheim nie. Vang julle dit? Hy soek 'n letterlike aap of 'n bobbejaan. En omdat hy dit nie verstaan nie, is hy nou die bobbejaan. Wie van julle is met my? Amen. Jesus sê, Nicodemus, jy is 'n geestelike leier van mense leier, en jy verstaan dit nie? Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat die gees is gees. Sê Amen. Daar's 'n geestelike dood en daar's 'n fisiese dood. Die fisiese dood is nie waaroor dit gaan nie. Die fisiese dood is net 'n teken na 'n diepere betekenis van geestelike dood. So wat is dan geestelike dood? Ons sal dit nou begin sien. En dan snap ons dan ook wat se opstanding uit hierdie geestelike dood uit. Wat is die geestelike opstanding wat ons almal dan reeds het? 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 13 en 14. Daarvan spreek ons, sê Paulus, ook nie met woorde wat die mense wysheid leer nie, maar wat die Heilige Gees leer, sê almal Heilige Gees. Heilige Gees bring vir jou beeldspraak. Heilige Gees gaan vir jou in 'n prentjie 1000 woorde verduidelik. Sodat geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk kan word. Nou luister wat sê Paulus hier. Maar die natuurlike mens, die natuurlike fisiese verstand, neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Mense, dit is tyd geword dat ons Bybelse beeldspraak verstaan. Amen. Dat ons verstaan, die aap uit die mou uit, gaan nie oor die aap nie. Dit gaan oor die geheim word geopenbaar. Amen. Sê amen. Amen. Die bobbejaan agter die berg gehaal is nie dat jy letterlik agter die berg die bobbejaan gaan soek nie. Party mense doen dit. Maar dat jy verstaan, dit beteken, moenie van iets kleins, iets groots maak. Amen. So moet ons Bybelse beeldspraak verstaan wat die Bybel sê. Jesus word genoem die lam van God. Het hy letterlik aan 'n skaap verander toe hy aan die kruis gehang het? Nee, dis beeldspraak van hy is die skaap. Die skaap is sag. Die skaap skreeu nie. As jy 'n vark slag, dan gaan jy dit hoor blokke ver. Hoe daai vark gaan skreeu. As jy 'n vark aan die kruis moes hang, dit sou vreeslike geluide daar vergee. Maar die skaap is stom voor sy skeerders. Ek het bygestaan al baie, toe my pa was in die slagbedryf gewees, superintendent van die slagpale. En as 'n kind het ek gestaan en kyk hoe hulle skaap slag. Gril daarvoor. Maar daai skaap, sy keel word afgesny en maak nie geluid nie. Maar Boetie vat 'n vark en weer sy keel afsny. Die hele buurt gaan dit weet, die hele dorp gaan dit weet. Jesus wat aan die kruis vir ons geslag word, vir ons sonde toestand. Hy is nie letterlik in 'n lam verander nie. Dit was net beeldspraak. Die diepere betekenis van die Bybelse beeldspraak van dood, lewe en opstanding is dan Genesis 2 vers 15 tot 17 kry ons dit. Die Here sê vir Adam en Eva, van al die bome in die tuin mag julle vry eet, maar van 'n sekere boom in die middel van die tuin mag jy nie eet nie. Dis die boom van kennis van goed en kwaad. Want as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En toe eet hulle van die boom, maar hulle het nie dadelik op die grond neergeval en dood gegaan nie. So wat het die Here vir hulle verduidelik? 'n beeldspraak. Geestelike beeldspraak. En hier is iets wonderliks wat ek toe nou ontdek. Adam was in 'n verbond met die Here in die tuin van Eden. Hy het in die teenswoordigheid van die Here gelewe. Sy almal teenswoordigheid van die Here. Nou, ek wil vinnig sommer vir jou hier sê, teenswoordigheid van die Here
is ewige lewe. Hallo. Teenswoordigheid van die Here is opstanding. Is om te lewe, om God se kwaliteit van lewe te hê. Om weg te wees van die teenswoordigheid van die Here, is om dood te wees. So Adam se dood, wat die Bybel beskryf, is eintlik nie 'n fisiese dood nie. Dis 'n verbondsdood. Kom nou. Daar's 'n ou verbond waar die mense was en dit was lewe vir hulle. En toe die ou verbond nie gewerk het nie omdat die mense dit aanhoudend verbreek het, het Jesus gekom, God het dit altyd beplan. En hy het ons in die nuwe verbond ingeneem, die hele wêreld in die nuwe verbond ingeneem. Maar nie almal was gewillig nie, baie het dit teengestaan. Maar hulle wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van die Here te wees, om deel te wees van die verbond. So hulle wat dood is, dood gegaan het in die verbond, word nou lewendig gemaak in die nuwe verbond. So die nuwe verbond, as jy hom aanneem, Jesus Christus, ervaar jy opstanding. Wie vang dit? Amen. So die Bybelse beeldspraak van dood en opstanding het alles te doen met die verbond. Wat is verbond? Dis huweliksluiting. Hy is die bruidegom, ons is die bruid. Dis verhouding. Wie van julle het 'n verhouding met die Here? As jy hom aangeneem het, het jy 'n verhouding met hom. Jy hou aan. Daai aanneeming proses is 'n voortdurende proses wat jy die woord vat, en jy hoor nuwe woord, en jou kennis van Christus brei uit en brei uit. En so ervaar jy al hoe meer die opstanding uit die ou dooie verbond uit. Sê amen. So as jy die Bybel lees en jy verstaan die beeldspraak, dan sal jy sien, die Bybel se dood is eintlik, jy's dood in jou verhouding met die Here. En dit is uiteindelik ewige dood ook. Kom nou. Teenswoordigheid van die Here, wanneer jy dit ontdek in Christus Jesus, want hy bring ons in die Vader se teenswoordigheid. Hy is die bemiddelaar, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En hierdie woord wat jy verhoor hoor, is Jesus woord. Sê amen. Wie vat dit? Hierdie woord, Jesus sê in Johannes 6, as julle my eet en my drink, het julle die ewige lewe. Ek is die hemelse brood wat uit die hemel kom. As julle my vlees en my bloed drink, het julle my lewe. En dan sê hy dan in Johannes 6, dan sê hy, my woorde wat julle nou hoor is gees en lewe. Gees is beeldspraak. So, fisiese dood is net 'n teken na groter, dieper betekenis van geestelike dood. Geestelike dood is verwydering van God, want ons sien in Adam en Eva, toe hulle eet van die verkeerde boom, toe ervaar hulle wat? Verwydering. Toe soek God hulle. Hoekom soek God hulle nou skielik? Want hulle is weg. Hulle is weg van sy aangesig af. Hulle is weg van sy teenswoordigheid af. En toe vind hy uiteindelik in die tyd, sê, waarom kruip julle weg? Toe sê hulle, want ons vrees. So hulle het afstand. Hulle het hulle self verberg vir die Here. Kom nou mense, dit het tyd geword, en julle wat ook nou hoor, hierdie boodskap. Dit het tyd geword, dat jy die dode uit opstaan. Amen. In Efesiërs 5 kom Paulus, hy sê, staan op uit die dode. Hy sê dit, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dood, en Christus sal oor jou skyn. En daai woordjie ontwaak beteken eintlik opstaan. En die Griekse woord anastasis vir opstanding beteken eintlik, jy word weer staande gemaak in die teenswoordigheid van die Here. Jy was weg van die Here af, maar deur die opstanding word jy staande gemaak in die Here se teenswoordigheid. Amen. En dit is vir my al hoe meer ook tussen jou ore. Word Jesus staande gemaak Amen. tussen jou ore. Staan jy op. En dan kom Efesiërs hoofstuk 2 pragtig vir my tevore. Wat hy sê, ons is saam met hom lewendig geword. Saam met hom opgestaan. En saam sit ons in hemelse plekke. En net voor dit sê, saam met hom gekruisig, dood en begrawe. Want Jesus het gesê, as ek aan die kruis gaan aan, sal ek almal
by my intrek. En daar het hy finale oorwinning gekry oor die dood, die verbondsdood. En daar het hy die opwekking bewerkstellig. So wanneer ons hom aanneem, ervaar ons opstanding en is ons in die nuwe verbond, die ewige verbond, die ewige huwelik met Christus Jesus. En niemand kan dit ooit verbreek nie. Hoekom nie? Want Jesus het self die verbond gesluit namens ons met die hemelse Vader. Amen. Waar die ou verbond, die mense dit verbreek het, kan die nuwe verbond nooit verbreek word nie. Ou verbond was God met mens. Nuwe verbond was God met God, want Jesus is God. En hy het vir ons en as ons die verbond met die Vader gesluit. En dit kan nooit, maar nooit weer gebreek word. Amen. So moenie fisiese dood vrees nie. Amen. Dis net 'n proses, almal moet dit deurgaan. Ons sien ons hondjie gaan dood, ons parakiet gaan dood, ons budgie gaan dood. Kindertjies sien van kleins af hoe diertjies doodgaan, hoor hoe oupa dood is, ouma is dood. Party jong mense gaan dood. Ons is heeltyd bewus van iemand gaan dood. Ja. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dood is maar is 'n groot teken. Nou, kom ons stel dit so, as jy nou in 'n nuwe dorp aankom en nou is jy baie honger en jy het daar 'n bietjie geld in jou sak. En jy soek nou 'n wimpie. Dan sien jy, daar is die wimpie, wat is die bord? En dan ry jy na die bord en jy gaan parkeer onder die bord en jy begin die roete blaas. En iemand kom en sê, meneer, wat blaas die roete? Hy sê, ek soek kos. Ek staan hier onder die wimpiebord. Waar is die mense wat met my kos kan gee? Wat gaan die man vir jou sê? Hy gaan vir sê, meneer, jy is net onder die teken. Hierdie is nie die wimpie, hier is net die teken wat wys waar die wimpie is. Die wimpie is nog so 1,5 kilometer hier om die hoek. Kan jy nie sien, hier staan dit op die bord. So fisiese dood is net 'n teken na groter waarheid, geestelike dood. Wat is geestelike dood? Jy het omgeval. Adam het omgeval uit die teenswoordigheid van die Here uit. Opstanding beteken, hy word opgetel en in die Here se teenswoordigheid weer geplaas. Amen. Sê amen. Nou wil ek afsluit met, jong, ek preek short and sweet. Sê amen. Amen. Ek moet nou net die regte skrif kry. Het jy 'n groot Bybel hierso? Jou Bybel? Nee. 1 Korintiërs 15. Iemand het vir my sal asseblief. Ek kan papier. Ag, hier is hy. Ek het hom. Ek het hom. Paulus werk lig op die kwessie van die opstanding uit die dode. Die oorgang van die dode toestand van die gevalle Adam na die lewendigwording in Christus se opstanding. Dode toestand word veroorsaak deur die afwesigheid van die Vader se teenswoordigheid. Adam en Eva verloor ontbeer die Vader se teenswoordigheid toe hulle van die verkeerde boom, die doodsboom, vrugte eet. 1 Korintiërs 15:21. Want aangesien die dood deur een mens, Adam, is die opstanding van die dode ook deur een mens, en dit is Jesus. Hier sien ons die oorgang van dood, slaap, sluimer toestand, na die lewe, wakker word, opstaan toestand, tussen die ore veral, in Christus Jesus. Opstanding se selfstandige naamwoord is die Griekse woord anastasis, wat beteken om weerstaande gemaak te word in sy teenwoordigheid. Mense, dit is so eenvoudig soos dit. Weet jy, die Bybel begin vir my so eenvoudig geraak, hy krimp vir my al meer en meer, want al die punte is besig vir my door mekaar te kom. Sê amen. As die Bybel praat van dood, dan praat hy van 'n verbondsdood. Wat is 'n verbondsdood? Beteken verloor die teenswoordigheid van die Vader, soos Adam en Eva dit in die paradys verloor het. So wat is dit vandag vir ons? Dood, fisies dood is 'n teken na iets dieper en groter. Wat is dood? Dood is 'n gebrek aan die teenswoordigheid van die Vader. Wat is opstanding en lewe en ewige lewe? Teenswoordigheid van die Vader. Wanneer gaan ons die teenswoordigheid van die Vader beleef? Eendag as ons doodgaan? Nee.
Waar is die Heilige Gees? Nou, Is hy nie nou in ons nie? Is hy nie die een wat die teenwoordigheid van die Vader in ons midde bring nie, binne in ons bring nie? Jesus sê die koninkryk van die hemel is nie op 'n plek nie, dit is reeds binne in julle. En die Heilige Gees vat hierdie woord, wie Jesus is môre, en hy maak dit vir ons 'n werklikheid, en hy laat ons die teenwoordigheid van ons hemelse Vader ervaar, en daardeur ervaar ons geestelike lewe, herlewing, ontwaking. Ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode, en Christus skyn oor en deur jou. Nie eendag nie, maar nou. Sê amen. Amen. Mense, ons moet ons al meer self beywer om die teenwoordigheid van die Hemelse Vader te beoefen. En dis waarom ons op 'n plek soos hierdie is. Dis waarom ons 'n fantastiese orkes en 'n aanbiddingsleier en die pastoor hier is. Dis reg, kom ons gee Jesus 'n hande klap daarvoor. En Sandra en Piet en Marco wat ook vir ons daar saam. En ons almal, julle almal saam, word so deel van eintlik die orkes, want ek hoor julle sing en julle loof en julle prys, en so beoefen ons almal saam die teenwoordigheid van die Here. En die teenwoordigheid van die Here is, dan word jy staande gemaak in sy teenwoordigheid. Dis opstanding. So opstanding is nie iets wat eendag gaan gebeur nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis 'n teken na groter waarheid. En wat is die groter waarheid? Ons het reeds saam met hom lewendig geword. Saam met hom opgestaan. En saam sit ons nou in hemelse plekke. Sit beteken jy rus in die sekere wete, dit het klaar gebeur. Sê amen. Amen. So mense, ek wil julle aanmoedig. Moenie alleen daar iewers sit. En wonder, het van die lewe, almal gaan dood, ek gaan op my dood. Waar gaan ek wees? In die hel van die hemel. Mense, dit het tyd geword, dat jy dit vasgryp nou. Dat jy die diepere betekenis van opstanding, nie eendag nie, maar klaar in plek, nou verstaan. Wat is opstanding? Om in jou gedagtes staande gemaak te word, in die teenwoordigheid van die Vader. Dis die ewige lewe. En hoe ervaar jy dit? Jy eet hemelse brood. Jesus sê, as julle my eet en my drink, het julle die teenwoordigheid, die ewige lewe, die opstanding van die Vader. Jy ervaar dit elke oomblik wanneer jy dit doen. Sê amen. Voel jy bietjie dan? Is jy is donkheid. Kom, gaan dadelik in sy teenwoordigheid. Hoe maklik is dit? Omdat die Here in jou is, kan jy sommer net skielik jou oë te maak. Jy kan sê, dankie Vader. U is binne in my. Kom almal met saam my. Dankie Vader. U leef in my. U krag is in my. U liefde is in my. U lewe is in my. U opgewondenheid is in my. U opstandingskrag is in my. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, is nou binne in my en lewe deur my. U vriendelikheid is in my en daarom lyk ek vriendelik. U blydskap is in my en daarom is ek sommer nou bly. Sê amen. U geduld is in my en daarom is ek nou so geduldig. Kom maar, beoefen dit. Dan beoefen jy opstanding. Dis 'n teken na iets groters. Almal wag vir 'n opstanding eendag. Sê, Jesus, as jy kom, dan is almal opstaan. Dit is almal nou 'n nuwe, verheerlikte liggaam hê. Dan sal dit goed gaan. Mense, almal soek 'n fisiese opstanding. 'n Fisiese opstanding is net 'n teken na 'n groter, diepere waarheid. En wat is die groter en diepere waarheid? Geestelike opstanding beteken die to be in the presence of the Holy Spirit, the presence of the Father, the Son. That is resurrection. Is dit reg? Preek ek reg? Hallo julle. Nee, ek wag daarvoor. Eendag sal ek dit beleef. Stop dit nou. Die aap is reeds in die maan. Die bobbejaan is as in die berglaag gaan haal. Sê amen. Is jy hier? Die geheim is geopenbaar. Paulus sê, die geheim van alle geheime is reeds geopenbaar. Kolossense 1:28. Hy sê, die Christus in julle. Christus is nou klaar in julle.
En dis die hoop van heerlikheid. Hoop van heerlikheid is eintlik geloof, want die heerlikheid begin nou uit jou uitskyn. En ek wil afsluit. Ek gaan nie soos Pastor Wimpie afsluit en sy sluit af, en dan sluit sy weer af. En dan sluit sy weer af. Efesiërs 5 vers 14. Daarom sê hy, ontwaak jy verslaan, staan op uit die dood. Hy sê nie eendag nie, hy sê sommer nou. En Christus sal oor jou skyn. Pas op dat julle nou gesed wandel nie as onwyses nie, maar as wyse. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is in dieselfde konteks. Hoekom sê hy dit? Hoe koop jy die tyd uit? Jy vergeet wat verby is. Jy besorg jy nie oor môre nie. Jy koop die tyd uit. Tyd verdwyn as jy dit uitkoop en jy is in die teenswoordigheid. Teenswoordigheid is altyd presence, it's now, it is nou, en jy vat die oomblik vas. Jy gryp die oomblik vas. Jy carpe diem, sê amen. En jy sê dankie Here. Ek glo. Wie glo vanmôre? Het die opstanding plaasgevind? Ja. Jesus se fisiese opstanding is 'n teken dat die geestelike opstanding klaar in plek is vir jou en my nou. Dit gaan nie oor 'n fisiese dood. Dit gaan nie oor 'n fisiese opstanding nie. Dit gaan oor 'n geestelike dood en nou 'n geestelike opstanding. So ons word weer staande gemaak in sy teenwoordigheid. Amen. Tussen ons ore verhaal. Amen. Sê amen. Laat die kwaaddoener sy gedagtes verlaat. Jesaja 55. En hemelse gedagtes van die Vader. Amen. Eet hierdie hemelse brood wat jy vanmôre gekry het. Luister dit weer en weer. En begin lewe. Begin lewe uit die opstandingskrag. Paulus sê, ek begeer net een ding. En dis die kennis van Jesus en sy opstanding. Ek beskou alles wat ek geweet het as God net body. Dit is nie meer vir my belangrik nie. Maar om Christus te snap en te ken in sy opstanding. Amen. Anastasis, staande gemaak te word in die teenswoordigheid van die Vader. Nie een dag nie. Nou. Amen. So, is jy bly of is jy fliks? Gaan jy net sit en niks doen nie? Of gaan jy sy teenswoordigheid begin beoefen? Gaan jy jouself bewus maak die hele tyd? Die Here is in my. Gaan jy met hom begin gesels? Want as hy in jou is, en jy is so close, dan gesels jy ons die hele tyd. Amen. En jy is gesels deur sy woord. En jy hoor sy woord vanmôre. So die Bybelse dood is 'n verbondsdood. Die Bybelse opstanding is 'n opstanding in die nuwe verbond. Huwelik. Hy is die bruidegom. Ons is die bruid. En eintlik is die huwelik nou voltrek. Ons is nou een met hom. Sê amen. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dankie Vader dat ons opgestaan het in Christus Jesus. Ons sê net dankie, 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 dankie. En daarom word ons nou wakker. En ons staan op uit die dode. En Christus skyn deur ons en oor ons in Jesus naam. En almal wat saam my glo, sê amen. Kom ons staan gou op en ons bid gou vir mekaar dat daai opstandingskrag wat in Jesus Christus is, dat ons dit deel onder mekaar. Halleluja. Of ons gaan sommer net hande vat oor ons terwyl ons is. Kom ons staan gou. Kom staan almal gou, ons vat net hande soos ons Vat staan. net hande. Dankie Here. Dankie Vader. Thank you Lord. Dankie Here. Niemand is buitekant nie, Vader. Ons is almal binne in U teenwoordigheid. Halleluja, halleluja. Kom ons bid saam. Thank you Lord. Hemelse Vader, ons dankie dat ons weet dat U ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Here, U is binne in ons. U woon binne in ons. U woon in ons met U opstandingskrag, Vader. En ek dank U, Here, dat elke persoon vandag ervaar hoe U elke ene opwek, Vader, in 'n geestelike mens, sodat Christus oor ons kan skyn, Vader. Ons loof en ons prys U, Vader. Dankie, Here, U maak hierdie liggame
vinniger in Jesus naam. U quicken us, Vader, met u gees wat binne in ons is, Vader. Dankie Here, dat al die luigheid en die stadigheid en die traagheid, dit val af, Here, en u maak ons vars en nuut, Here. U laat ons hardloop, Here, en ons word nie moeg nie. U laat ons opstaan, Here, en ons sal bly staan in u naam, Vader, in u teenwoordigheid, in Jesus naam, Vader, want ons is u tempels, en u woon in u tempels, Vader, en u werk in u tempels, Vader. Ons loof en ons prys dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. And if the same Spirit that raised Christ from the dead dwells in you, it will quicken your mortal body. And daai gees het Jesus uit die dode uit opgewek. En daai gees woon binne in jou. Amen. Halleluja. Halleluja. Daai